voel ek praat verkeerigheid. Welkom terug by Maak my 'n Miljonair. Ons het reeds 80 skole reg oor Suid-Afrika besoek. Ons het met meer as 93,000 leerders gepraat met ons skoolpraatjies en nou het ons die top entrepreneurs in Suid-Afrika gevind. Hierdie entrepreneurs het hulle plek in die Maak my 'n Miljonair kompetisie vasgemaak. Maar nou gaan hulle moet bewys dat hulle het wat dit vat om hier te hoor saam met die top hoërskool entrepreneurs in Suid-Afrika. Hierdie week het ons die eerste groep wat hulle self moet bewys op die brandbank. Hierdie leerders kom vanaf Noord-Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Ek en Albert het hulle self opgelei en ons gaan kyk of hulle kan toepas wat hulle geleer het. Die entrepreneurs gaan nou een vir een op die brandbank kom sit om moeilike vrae van ons ervare paneel te kom beantwoord, om te kyk of hulle regtig hulle besighede ken. Gaan hierdie entrepreneurs presteer of gaan hulle brand? Kom ons gaan kyk. En in hierdie episode, Karlien doen nie haar brandbank alleen nie. Ek help Jason met sy finansies. 15.800. En Hendrik sê sy famous line. Ek gaan juicy wees. Maak my 'n miljonair. 80 hoërskole. Al die pad tot by Kaapstad. R50.000 kontant. Maak my miljonair trofee Die toekomstige miljonair. en 'n jaar mentorskap. Ek is Jason Coulson. My naam is Mattie Blau. Ek is Shaniqua Steenkamp. En ek is Albert van Wyk. So, julle wonder seker, wat's die brandbank? 'n Fisiese rooi bank. Ek dink dit was 'n tuinstoel. Baie ongemaklik. Baie warm. Ag nee wat, dit was yskoud vir my. Dit is op hierdie bank waar ons die jong entrepreneurs gaan toets. En hulle moet hulle self bewys voor ons paneel van ervare beoordelaars. Ons gaan hulle moeilike besigheidsvrae vra om te kyk of hulle hulle besighede ken En of hulle net 'n idee probeer verkoop. en om te sien of hulle die brandbank gaan oorleef en of hulle dalk gaan brand. En dan moet ons bepaal watter van hierdie jong hoërskool-entrepreneurs kan deurgaan na die volgende ronde van Maak my 'n Miljonair. En action. Welkom by die brandbank, top entrepreneurs. Julle het dit nou tot hier gemaak. Uit 82 skole, uit 93,000 hoërskoolleerders, uit 240 entrepreneurs is julle deel van die top 60 wat nou die brandbank moet aandurf. Gee jouself 'n groot handeklap. Maar nou gaan jy die brandbank moet aandurf, waar ons jou gaan toets en kyk of jy jou besigheid ken, of jy het wat dit vat om die wenner te wees van Maak my 'n Miljonair. Nou, met elke brandbank sessie het ons 'n gasbeoordelaar. En hierdie brandbank se gasbeoordelaar is die hoofuitvoerende beampte en stigter van die MOS inisiatief. Kom ons gee 'n groot handeklap vir Rudolf van der Westhuizen. Ek is Rudolf van der Westhuizen, ek is die uitvoerende hoof van die MOS inisiatief. Die MOS inisiatief is 'n groep van skole wat poog om Afrikaanse onderrig te verseker en uit te bou. Die rede hoekom ons hierby betrokke raak is ons wil graag investeer in die jeug van Suid-Afrika. Ons wil seker maak dat die entrepreneurs wat net dink hulle weet hoe om dit te doen, al die nodige ondersteuning kry om regtig te kan floreer. Jy gaan foute maak. Ek maak nog elke dag foute. Die belangrikste skill as 'n entrepreneur om te hê is om nie jou foute jou te laat onderkry. Ek het die voorreg gehad om al 'n klomp besighede te begin, te verkoop en nog steeds met van hulle besig te wees. En ek dink die een ding wat ek geleer het deur al daai besighede is dat foute is iets wat elke dag gebeur. En ek wil graag vir hierdie entrepreneurs leer dat hulle nie bang wees vir foute nie. Hulle moet eerder foute sien as geleenthede om beter te word.
En ek dink as ons in Suid-Afrika ophou om te fokus op die negatiewe en eerder fokus op dit wat ons positief kan vat uit foute of dinge wat sleg gaan, dan gaan ons net vorentoe gaan. Dan kan ons almal in 'n beter samelewing wees. Jy kan of gaan lê in sak en as en dink, ek het 'n fout gemaak, ek gaan nie hierdie kan regmaak nie, of jy kan net stop, haal asem, gaan aan. Daar is omtrent niks in die wêreld wat jy nie kan regmaak met 'n volgende beter besluit nie. Dit maak my opgewonde om te sien hoe hierdie kinders groei oor 'n 8 maande tyd. Dit is my 3de jaar betrokke by die program en elke jaar staan ek stom verbaas oor hoe die kinders groei in daai kort tydjie en ek kan nie wag vir die toekoms wat hierdie land het as hierdie die jeug is van ons land. Op hierdie rooi bank gaan ons nou hierdie hoërskool-entrepreneurs toets en hulle moet hulle self bewys voor ons paneel van ervare beoordelaars. En dan moet ons bepaal watter van hierdie jong hoërskool-entrepreneurs kan deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Ons beoordelaars gaan hulle natuurlik moeilike vrae vra om te kyk of hulle besighede regtig verstaan en of hulle net 'n idee probeer verkoop. Ek is volgende vir die brandbank en ek voel baie opgewonde. My hart klop 'n bietjie vinnig. Ek is gereed, ek ken my syfers, ek ken my besigheid. Hierdie beoordelaars weet nie wat vir hulle wag nie. Marike, welkom op die brandbank. Baie dankie oom. Ja, voor jou is jou paneel van beoordelaars en ons gaan jou 'n paar besigheidsvrae vra om te kyk hoe goed jy jou besigheid ken. Vertel ons 'n bietjie van jou besigheid. Okay oom, so my besigheid se naam is Kiki Cookies. Maar sê 'n bietjie vir ons, hoeveel het jy nou in totaal al gemaak met jou besigheid? Oom, ek sou sê 50,000. Ja, okay, R50,000 omset. Okay. Wat is jou planne om te skaal na nuwe markte toe? Ander koshuise, markte buite jou koshuis. Volgende jaar word Marenski 90. Dan is die atletiek interhuis daar by ons waar 6 skole kom. En dan het ek gedink om daai pamfletjies te maak wat so in 3 opgedeel is, waarin ek dan die besigheids idee vir hulle wil voorstel, dat hulle brownies by my kan aankoop teen R15 en dan gaan hulle dit nou verkoop teen 'n voorgestelde prys van R20. Bedoel jy gaan dis vir ander skoolkinders basies 'n franchise besigheidjie aan hulle verkoop Ja. om jou produk verder te verkoop? Ek hou daarvan. Is jy al op social media met jou besigheid? Ja, Nou maak 'n video op TikTok. Jy kan baie meer views uit dit uitkry en baie meer mense reach en is verniet. Maak 'n video en sê jy verkoop hierdie vir reselling purposes en dan poeder jy dit na enige dorp. Dan verkoop jy nie net in die omgewing, in die skole in jou omgewing nie, maar reg oor die land. Die beoordelaars het my baie besigheidsidees gegee. Ja, ons het hierdie jaar 82 skole besoek en baie van hulle het koshuise. So as jy dit regtig goed kan regkry, dan is daar 82 agente wat namens jou kan verkoop. Oom, op hierdie stadium maak ons stoof 32 brownies per uur. So dit is ons is nou besig om te kyk na 'n konfeksie oom. Hoorie maar, ek moet jou komplimenteer op hoe jou produk vertoon. Dit lyk soos iets wat jy by 'n fancy koffieshop gaan koop. Ek dink jy het al die beoordelaars vandag beïndruk, maar kom ons kyk as ons gaan stem of jy moet deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Jy kort 3 ja's van die 5 beoordelaars om deur te gaan na die volgende ronde. Jy het 'n goeie besigheid. Ja, sal hard. Dis 'n ja van my af. Ek dink jy gaan baie ver gaan. Van my af definitief ja. Ek voel as jy dit reg doen, kan jy hierdie kompetisie wen. Baie dankie oom. Ek dink jy het regtig potensiaal om 'n miljonair te word eendag. So van my af is dit 'n groot ja. 5de jaar van my af en baie geluk, jy's deur na die volgende ronde toe. Eerste ding wat ek gaan doen sodra ek hier uitstap is om my familie te bel en vir hulle te sê dankie vir alles wat hulle saam met my gedoen het om dit moontlik te maak dat ek hier kan wees. Die brandbank kan erg brand. Of dit kan die beste ervaring wees. Dan alles af van hoe goed jy jou besigheid ken en hoe goed jy dit aan die beoordelaars kan kommunikeer. Ek het Maak My 'n Miljonair begin om ons land se jong hoërskool-entrepreneurs te bemagtig, te mentor en om hulle die vaardighede te leer wat hulle letterlik miljonêers kan maak. En hier op die brandbank kry hulle nou juist daardie geleentheid om hulle kommunikasievaardighede onder druk te kan ontwikkel.
Die brandbankfase is eintlik een van die belangrikste fases van ons Maak My 'n Miljonair kompetisie. Want hier toets ons of die entrepreneurs regtig hulle besighede ken. Jy sien, drome is belangrik, maar sonder fondasie, kennis en aksie gaan dit nooit 'n realiteit word. En nou is dit tyd om hierdie entrepreneurs te toets op die brandbank. Net voor ek ingaan, gaan ek vir myself sê ek het hierdie want ek ken my besigheid en my nommer. Sien julle in die brandbank. Mzwake, Ja, welkom op die brandbank. dankie. Hoe voel die brandbank vandag? Ek is regtig bang, ek weet wat hier gaan gebeur nie. En Okay, lekker diep asem. En uit. Vertel ons van jou besigheid. ek het Ashwell Vision begin maak hoodies, hemde, kouse en broeke. Wat sê jy is die gemiddelde wins wat jy maak per maand? 1200. Is dit en jou omset? My omset is 9600 Die 9000, is dit per maand se turnover of is dit jou turnover nog totaal. totaal? Okay. My inkomste was 4000 en my uitgawes was 5000. 5600 en 4141. Maar dan het jy 'n verlies. Jy kan brand. Dit is baie moeilike vrae as jy daar kry om regtig jou nommers ken. Mzwake, wat dink jy maak jou 'n goeie entrepreneur? Ek gee regtig, ek gee om van die mense wat my koop. Ek love klere, ek love drip. Maar nou is mense wat die geld het, wat bereid is vir, soos jy dit noem, goeie drip. So ek sou sê, maak daai duur range vir daardie mense wat die geld het, wat dit wil koop. Ek dink jy kan selfs dieselfde produk vir duurder verkoop. Jy moenie die packaging verhoog of die perceived value skep. Nou kan ek my besigheid laat groei met die terugvoer wat ek van hulle gekry het. Ons gaan nou eers moet stem om te bepaal of jy deurgaan na die volgende ronde toe. So myself solid 7 gee. Jy het 3 jaar nodig om deur te gaan na die volgende ronde en daarmee gee ek oor vir die beoordelaars om hulle stemme te gee. Ek sien die passie vir besigheid wat jy het, so daarmee gaan ek vir jou vandag 'n ja gee. As jy gaan implementeer wat ons vir jou op die brandbank gesê het en jy groei jou besigheid oor die volgende jaar, sal ek love om jou weer terug te sien op die brandbank volgende jaar met 'n groter, sterker besigheid. Maar vir vandag, op hierdie oomblik, gaan ek vandag ongelukkig sê, nog nie nou nie. En jy het regtig baie potensiaal wat met mentorskap baie groter kan groei. So vandag gaan ek 'n kans vat en vir jou 'n ja gee. Ongelukkig is daar nog 'n paar goed wat jy moet gaan doen. Ek wil vir jou as entrepreneur sê ek ja, maar vir jou besigheid waar dit nou vandag is in vergelyking met die ander entrepreneurs, is dit ongelukkig 'n nee dan. En dan met 3 nees gaan jy ongelukkig nie deur na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Dit is nooit maklik om jou besigheid te verdedig onder druk nie. Maar dit wys regtig wie gereed is vir groei. Jo, dit klink weird. Hallo Albert. Ek moet nou hierso 'n lyn sê. Dit sê die brandbank hier met 'n direksieraad sal kan oorleef. Yes. Kan ons iets anders sê as direksieraad of is dit soos die woord? Die brandbank gee die jong entrepreneurs die geleentheid om hulle kommunikasievaardighede te verbeter, om eendag in die toekoms dan met moeilike kliënte te kan kommunikeer op die regte manier. Die doel van Maak My 'n Miljonair is om ons land se jong hoërskool-entrepreneurs te bemagtig en te mentor. En dit is juist die geleentheid wat ons nou bied vir hierdie jong hoërskool-entrepreneurs wat die brandbank moet aandurf. Is koud hierso, so ek hoop daai bank brand. Staan vir my beurt vir die brandbank. As ek mekaar heeltyd vrae gevra. Ek stres baie. Ek is gereed vir vandag. Karel, Wiegert, welkom op die brandbank. En ons gaan julle 'n paar vrae vra oor julle besigheid en dan gaan ons moet stem om te bepaal of julle deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Ons besigheid se naam is Solar Shine en ons was mense se sonpanele. So my besigheid is 3D printing. So hierso is net 'n klein gedeelte van die toets rowwe video wat ek vir my skool gemaak het. Wat is die gemiddelde wins wat julle ouens maak per maand? 4200. En julle omset? 16000 vanaf Februarie.
So tussen 4 en 6.000 rand om. En wins? As ek 6 maak, is dit 4.000 rand. Hoeveel geld maak jy gemiddeld elke maand? Van daai dag af tot vandag het ek R2000 al gemaak. So ons average per huis is 15 tot 20 panele. Dis 600 tot 800 rand. Na die werkswinkel het ons ook nou begin implementeer om geete uit te spuit. So dan kan ons 'n huis van 800 rand vat na 1000 rand toe. So ek het 2 video's al gemaak. En ek is nou besig met 'n klomp ander kliënte wat ek met advertensies vermaak. Ek het verlief geraak op animasie, maar ek het nooit regtig gedink om dit in 'n besigheid in te sit nie. Tot Albert na my skool toe gekom het en gesê dat ek dit dalk aan ander mense gaan verkoop. Julle 2 ouens moet die huise inkry. En dan moet julle 2 of 3 spanne hê van 2 ouens wat julle 'n dagloon betaal en daai ouens daar neersit. Want dan gaan jy baie meer kan doen in dieselfde tyd. En dis die enigste way hoe julle hierdie 4200 gaan vat na 42000. Nou werk jou printer 24 ure 'n dag. So as ek by die skool is, voordat ek skool toe gaan, maak ek seker ek sit 'n lank genoeg print op en as ek terugkom is hy by daai tyd klaar. Die tyd is jou probleem. Jy het 'n min tyd. So jy het 'n maatskappy wat by jou video koop, maar daai selfe 4 ure wat jy daai video bou, het jy 10 kinders wat by jou leer. Dan verkoop jy dit weer aan hulle. Selfe 4 ure wat jy 2 keer verkoop. Het jy wat dit vat om dit wat jy sê jy gaan doen actually te implementeer en is jy die een wat ons moet deursit op die brandbank vandag? Marlon, jy het 3 ja's nodig. Ek gaan vir jou vandag 'n ja gee. So van my kant af is dit 'n ja. Jy het sover die beste 3D printing besigheid wat ek nog gesien het. Dit maak my 'n miljonair. So daarom gee ek definitief vandag vir jou 'n ja. Van my kant af ook definitief 'n ja. En daarmee het jy 5 ja's en jy gaan deur na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair. En ek weet jy kan 'n besigheid van hierdie maak en jy kan 'n reuse sukses van dit maak. Maar vir nou is dit ongelukkig vandag 'n nee van my kant. Ek voel jy kort nog 'n jaar in hierdie besigheid. Maar ongelukkig moet ek vandag vir jou 'n nee gee. Ek dink daai video's wat jy maak is regtig uniek. Omdat dit so uniek is, wil ek jou die voordeel van die twyfel gee en vir jou 'n ja gee. So ongelukkig met 3 neus gaan jy nou nie deur na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair nie. Beloof jy gaan nie quit nie. Nooit. Van my kant af gaan ek vandag vir julle 'n ja gee. Vandag van my af 'n ja. Van my af is dit ongelukkig 'n nee. Van my kant af is dit 'n ongelukkige nee vandag. En ek wil op 'n lim gaan en vir julle 'n kans gee om vir ons te wys. So dis 'n ja van my af en met 3 ja's gaan julle deur na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair. Bly dat ek deur is na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair toe. En ek sien uit vir wat ons gaan leer. Sien julle by die uitdagings rond is. Ek moet sê ek is baie excited, maar ek stres ook 'n bietjie. Maar ek dink ek het dit. Karlien, welkom op die brandbank. Dit is lekker om 'n JV op die brandbank te sien. Dit is. Vertel ons 'n bietjie van jou besigheid. So my besigheid se naam is Happy Hammies. So ek teel aan met hamsters. Die swart hamster, die ene wat julle gesien het hierso, is 'n spesiale geen wat ek is besig om aan te gaan mee. Dan het ek die normale hamster, die gryse. Ek wil graag 'n idee hê van hoeveel geld jy maak elke maand. Ek het nie dit ek moet eerlik wees, ek het dit nie uitgewerk nie. Jy moet altyd eerlik wees op die bank en as jy nie weet nie, sê net. Ek het net uitgewerk hoeveel ek oor die totaal van 5 maande gemaak het. Hoeveel is dit? Dit is al 3.840. Goeie entrepreneur weet ten alle tye hoeveel maak hulle en wat moet hulle spandeer. Jy gaan nie weet of jou besigheid groei as jy nie weet wat dit vat om dit te kan verkoop nie. Ek gaan definitief al die goed toepas wat julle sê en as julle my weer volgende keer sien, sal ek alles weet wat julle my gevra het. En dan sal ek met meer behoorlike nommers by julle uitkom. Maar ons gaan nou stem om te besluit of jy deurgaan na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair of nie. Ek dink jy het net bietjie klei getrap by die syfers, soos 'n nee van my. Karlien, van my kant af, ek admireer jou passie. Dit is altyd lekker om passie te sien. Dit is 'n nee van my kant af vir jou besigheid, maar nie vir jou as entrepreneur nie. Ek weet dat jy kan dit doen. Jy kan dit maklik regkry om te compete met die ander entrepreneurs. Ek dink jy wil hier wees, né? Nee? Jy wil hard werk en jy wil soveel as moontlik leer van hulle as wat jy kan. En dit is wat ons wil sien. So daarom gaan ek vandag vir jou 'n ja gee. Okay.
As jy 'n lewe maak van dit wat jou passie is, dan hoef jy nie 'n dag in jou lewe te werk. En ek wil sien hoe jy die volgende 6 of 7 maande wat oor is van hierdie proses nog baie leer sodat jy hierdie passie van jou in 'n goeie besigheid kan omskep. So van my kant af is dit ook 'n ja. Jy het 2 nees en jy het 2 ja's. Jy maak nog nie soveel geld soos die ander entrepreneurs nie. Maar jy het al aksie geneem. En jy het al R3000 in jou besigheid. Dink jy sal dit kan doen? Ek glo ek sal, want ek het al knap baie meer idees om my te plas by hierdie. Karlien, ek glo ook jy sal. En daarmee gee ek vandag vir jou 'n ja. So met 3 ja's gaan jy deur na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Jy kan dit doen! Ek voel regtig baie opgewonde, maar ook geskok. Om 'n goeie entrepreneur te wees, moet jy altyd bereid wees om meer te leer en jouself te verbeter. En ek kan sien dat Karlien hier is om meer te leer en haarself te verbeter. Daarom sien ek vir haar 'n blink toekoms. Om die wenner van ons kompetisie te bepaal, kyk ons na die punte van die beoordelaars van hulle brandbank sessies. Ons kyk na die punte van hulle uitdagingsrondes en dan natuurlik na hulle profijt, omset en hulle besigheidsgroei tydens die 8 maande van die Maak My Miljonair kompetisie. Dit is uiters belangrik dat hulle nie net die brandbank oorleef nie, maar punte op die tellbord sit om die trofee, R50.000 kontant en die jaarlang mentorskapprogram, asook die bragging rights. Kom ondersteun ons entrepreneurs met hulle BB&B, biltong, brownies en boba. Nice. In ons eerste 4 episodes het ons al 82 skole besoek met ons landwyse toer reg oor Suid-Afrika. 93,000 leerders toegespreek en geïnspireer met ons School Talks. En daarna het ons hulle die fondasie geleer van goeie besigheid in ons intensiewe werkswinkels. En nou moet ons hierdie jong entrepreneurs toets op die brandbank. Kyk oom, ek is definitief senuweeagtig oor wat ons nou gaan ervaar op die brandbank. Ek het gisteraand probeer slaap, maar dan maak ek heeltyd som in my kop. Maar nee wat, die brandbank, hy gaan warm wees, maar gelukkig ons is 2 cool ouens, ons sal hom vandag weer koud maak. Hoorie Wian, lyk my dis nou ons beurt. Sien julle in die brandbank. Philip, Wian, welkom op die brandbank. Dankie oom. Hoe voel daai brandbank vandag? Hy is warm, is voel, die hart klop sommer in die maag. Wel, julle het al ver pad gekom vandat ek julle daar by die skool in die parking lot ontmoet het. En toe het julle my vertel van julle besigheid. En toe doen ons die skoolpraatjie. En toe skryf julle in vir die kompetisie met julle video. En nou is julle een van 60 uit 240 entrepreneurs wat ons genooi het vir die brandbank. So, dit is nou alles of niks, né? Net so, ja. Hierdie is julle kans. Voor julle sit julle paneel van beoordelaars en julle gaan ons moet oortuig om julle deur te sit na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Die kompetisie is styf met vandag se brandbank. So, bring vir ons julle A-game. Vertel ons van julle besigheid. So ons besigheid se naam is WNP Heuning. W staan vir Wian, P staan vir Philip. Ja, ons het in Desember 2024 ons besigheid begin. Ons verkoop prima rou organiese heuning van plase langs die Vaalrivier. So dis die beste kwaliteit wat jy kry. Dit is soet heuning. Mense kan die blomme proe in die heuning. Hy het die kennis van die by en ek doen maar die syfers. Nice, okay. So gepraat van die syfers, hoeveel sal julle sê is julle profit 'n maand? So ons profit is omtrent so, wel nee, dit is nie omtrent, dit is presies 92% van op 'n botteltjie. En dit is dan R1017 'n maand. Dis 'n gemiddeld. Maar Mei het ons R1875.20 Wat is julle totale turnover wat julle gemaak het van Desember af toe julle die besigheid begin het? 18.330. Verkoop julle heuning ook in groot maat of nie? Nee, net die 500 grams. Om wat se rede?
Dit maak dit makliker. Kyk, ons het nog nie veel bemarking daaraan gedoen en eintlik regtig al daaraan gedink nie. Okay. So julle het nou obviously saam die besigheid. Hoe sou julle sê wat 'n impak het dit op julle verhouding as vriende om saam 'n besigheid te hê? Kyk, ons is broers, so dis een van ons sterkpunte. So ons het 'n vennootskap en broederskap, dis wat ons dit noem. 'n Vriendskap word nie bepaal oor hoe jy beklei nie. Dit gaan oor wat vir jou die moeite werd is. Op die einde van die dag is vriendskap baie meer werd as net 'n klein simpel bekleierery argument. Dis hy manne. Dit is julle brandbank sessie. Ek dink al die beoordelaars het al die vrae gehad wat ons gehad het rondom julle besigheid. Die vraag is nou, het julle vir ons genoeg bewys om julle deur te sit na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair? Ons gaan nou moet stem om te bepaal of julle die brandbank oorleef het en of julle vandag gebrand het. Dis 'n definitiewe ja. Ek gaan vandag ook vir julle 'n ja gee. Kan ek van my kant af vir julle 'n ja gee vandag? Ek gaan julle 'n ja gee vandag. So van my af is dit ook 'n ja en daarmee het julle 5 ja's en gaan julle deur na die volgende ronde van Maak my 'n miljonair. Baie geluk. Hoe voel julle? Verlig. So, ek voel meer verlig as na my wiskunde vraestel van laas week. Ek dink nog nie dat ek regtig begryp dat ons deur is nie. So Wian, lyk my ons is deur die brandbank. Hy was toe nou nie so warm nie. Kom ons gaan na die challenges toe. Die brandbank dien as 'n fasiliteerder vir objektiewe kritiek wat die entrepreneurs help om hulle besighede te groei. Meeste volwasse entrepreneurs word nooit eers in hulle loopbaan blootgestel aan sulke awesome geleentheid nie. Dit is ongelooflik om vir Jason te sien as 'n beoordelaar op die brandbankpaneel. Verlede jaar het hy self op daardie brandbank gesit en vandag is hy nou 'n mentor vir die volgende generasie. En dit is die doel van Maak my 'n miljonair, om hierdie jong entrepreneurs te bemagtig en te mentor sodat hulle daardie mentorskap kan oordra aan die volgende generasie wat ons land se ekonomie hier in Suid-Afrika moet kan bou. Jason, wat is jou profit elke maand? Dit om Albert wat, ons kan dit eintlik tel. Okay. So, hier is R100, R200, R300. Oom doen mos baie property investment. Ja, ek bou en renovate huise. Dis hoe ek meeste van my geld maak. So wat's oom se turnaround time? Dis moeilik om te sê. Sê jy my aftel? Hoe bedoel oom? Soos begin by 3. Okay. 3, 2, 1. Dink so 1 sekond. R600, R700. Almal wonder altyd. Maar ek wil graag weet, wat is oom se netwaarde? My netwaarde. Wel, dit het baie lank gevat. Ek moes 'n hele engineeringspan kry. Dit het soos microfibers en soos polyester materiaal met 'n stukkie titanium in die middel en die nette saamgeweef op 'n spesifieke manier want hy moet baie geld hou. So ek kan sê my net het nogal baie waarde. Ek sê net nou wys. R6,800. Wat is jou besigheid se droom? My besigheid slaap nie oom. 24/7 is hy aan die werk. $10,200. Hoeveel het jou besigheid gegroei vandat jy aan Maak my 'n miljonair deelgeneem het? Ek dink omtrent soveel. Dis 'n goeie antwoord. 15,700, 15,800. Daai baadjie het diep sakke. Wel, dit is 'n miljonair baadjie.
Kom onthou my brandbank, ja? Hulle was soos, nee man Jason, jy kon hierdie jaar al 'n miljonair wees. Dis fout nie jy. Ek het in 2024 op die brandbank gesit. En al was dit bietjie stresvol voor die tyd, ek het gerol met die punches en ek het die beoordelaars onmiddellik oortuig dat my besigheid die besigheid is. Voordat ek ingaan, gaan ek vir myself sê, ek kan dit doen. Ek is baie gestres, maar ek is ook baie opgewonde oor die brandbank. Het jy 'n besigheid, Diva? Ja. Ek gaan jy ons 'n bietjie van jou besigheid vertel. Oh. Okay, hier is jou paneel van beoordelaars. Ons gaan nou luister en jy kan ons vertel van jou besigheid sodat ons kan besluit of jy kan deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Ek verkoop dadelblokkies, snackies wat ek maak vir Sasol en Tempo en sulke plekke. En dit is baie lekker. Okay. Hoe lank verkoop jy al die dadelblokkies? 6 maande. En wat sou jy sê is jou gemiddelde profit wat jy maak per maand? R391. Per maand wins. Ja. Wat is jou winsmarge op een blokkie? Wat kos dit jou om te maak? Kos my R7.20 om te maak en ek maak R7.80 wins. Okay, dis 'n goeie winsmarge. En jy maak dit self, né? Nee? Ja. Okay, so jy bank nog die skool om dit te maak nie. Het jy al gedink om 'n bietjie jou tyd wat jy insit en sulke goed ook by te sit, want ek dink dit is nogal so goedkoop vir jou produk. Nog nie. Sal. Divan, sê vir my, wat is jou droom vir die besigheid? Om by meer plekke te verskaf en ander dorpe ook. Begin nou al. Wat keer jy om nou al die plekke in die ander dorpe te bel en dit net soontoe te poeder? Niks nie. So wanneer gaan jy begin? Môre. Ja, sê, dis 'n great antwoord. Klein botteltjies groot gif. Ja, ja. Ons gaan nou moet stem om te bepaal of jy deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Omdat jy nog baie jonk is en jy nog baie lesse moet leer, gaan ek vandag vir jou 'n nee gee. En ek wil hê jy moet daai nee vat en dit nie sien as 'n failure nie, maar as 'n les wat jy kan leer om jou besigheid sterker te maak en weer volgende jaar in te skryf. Weer die vuur is al binne ergens, maar jy gaan hom wakker maak. En jy gaan bietjie meer energie, meer chat, meer aggressief gaan in jou besigheid, sekere sisteme gaan ontwikkel. So ongelukkig van my kant af is dit vandag 'n nee vir jou besigheid, maar vir jou, I'm rooting for you brother en ek hoop ek sien jou volgende jaar weer hier. Op hierdie stadium dink ek net daar's nog so 'n bietjie groei wat jy kan doen om te compete met die res van die entrepreneurs hierso. So vandag gaan ek ongelukkig vir jou 'n nee moet gee. So ek wil jou aanmoedig om volgende jaar terug te kom, aan te hou met jou besigheid. Ja. So vandag het jy nou 4 nees gekry. Dit beteken nie dat jy nie 'n goeie entrepreneur is nie. Ons sien almal baie potensiaal in jou. Ek gaan vandag vir jou 'n ja gee. Ek glo in jou en ek weet jy kan dit doen en jy het die potensiaal. Well done. Hulle leer natuurlik ook hoe om stres te hanteer terwyl hulle die besigheid se produkte en dienste moet kommunikeer. Hier op die brandbank kry hulle nou juis daardie geleentheid om hulle kommunikasievaardighede onder druk te kan ontwikkel. My produk is vir boere, maar na hierdie sessie gaan al die beoordelaars boere wil word. Ek voel opgewonde, bietjie gestres, maar ek kan nie wag. Ek het vrae gaan opsoek wat hulle vir my dan kan dalk vra. Dit is lekker om jy op die brandbank te hê. Ons as beoordelaars moet net so 'n bietjie na jou besigheid kyk en ons gaan dan moet besluit of jy vandag vir ons genoeg vertel om jou deur te sit na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. My besigheid Polybonds is 'n besigheid waarin ons grondkondisioneerders aan boere verkoop. Ek gee wiskunde klas aan graad 4 tot 7 leerders en nou en dan graad 8 leerders. Vita Nova Small Business Group, my besigheid, bestaan uit my handelsbesigheid, dan my heuningproduseer besigheid. Elke maand as ons klaar is en dan gee ek vir hulle so 'n bietjie om te sien hoeveel hulle geleer het. En dit is nie normale heuning nie, dit is rou heuning en dit kom ook van tea tree bushes uit. Wat dit doen is dit absorbeer water. Dit trek die grond nader aan mekaar wanneer dit weer droog raak.
Wat beteken ons meer losgrond, minder erosie. En waar gee jy die klas? Uit jou huis uit of gaan jy na hulle toe? By ons skool is daar koshuis. Verhoging in oes, verminderde watergebruik. Dis nie ek wat dit sê nie, dis Amerikaanse studies wat dit sê. Dis nou waarmee jy moet oopmaak, ja. Want as jy vir 'n boer sê Polly neketjiekipa, dis baie simpel. My oom Jolanda gaan langer hou, dit gaan meer vrugbaar wees, jy gaan 'n beter oes kry. Dis 'n no-brainer. Hoeveel geld het jy nou tot dusver al gemaak? R3.200, wins is R1.700. R1.800. Nice. Wat vra jy 'n klas en hoe lank is dit? R80 vir 'n uur. April, Mei het ek R7.300 wins gemaak. Hierdie gaan die mense van Suid-Afrika haal. Dit gaan meer kos op mense se tafels letterlik sit met die verhoogde oes. Lemoene, bedoel ek, verkoop ek ook direk uit hand uit, maar ek het nou die groot bestelling gekry van Pick n Pay af laasweek. Waar kry jy jou kliënte? So op sosiale media en dan ek het besigheidkaartjies. Joshua, ek dink die beoordelaars het almal die vrae gevra wat hulle wou gevra het. Ons gaan jou 3 jaar moet gee om deur te kan kom. Ek dink net jou pricing structure op die oomblik gaan nie genoeg wees vir Maak My 'n Miljonair. Van my kant af gaan ek ongelukkig vir jou vandag 'n nee gee vir waar jou besigheid nou is. Ek gaan vandag vir jou 'n ja gee. Dit ongelukkig 'n nee. Ongelukkig gaan jy dan nie deur na die volgende ronde nie. Selby het jou produkte goed geken, het die proses goed geken. So van my af is dit vandag 'n ja. Ook 'n ja. Is dit 'n ja? Maak nie regtig verskil wat ek sê nie. Sterkte vir die res van die kompetisie. Van my af gaan dit ook 'n ja wees en met 5 ja's gaan jy deur na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. Baie geluk, Alwie. Ek dink jy het 'n potensiële besigheid wat almal uit die water uit kan blaas. My enigste probleem is jy het nog nie goeie seil gemaak om te wys dat jy jou besigheid momentum het nie. So daarvoor sou ek vir jou ongelukkig 'n nee moet gee. Dis ongelukkig 'n nee van my af vandag. Van my kant af gaan ek jou 'n ja gee. Ek gaan 'n R10 miljoen besigheid maak. Wel Henk. Ek dink dan in daardie geval gee ek vandag vir jou 'n ja. Is dit obviously 'n ja? Met dit my herhaal hier gesit. Met dit het jy 3 ja's en ons wil vir jou baie geluk sê jy gaan deur na die volgende ronde toe. Baie dankie. Well done. Ek voel baie relieved as ek dit so kan stel en ek voel baie gelukkig en trots op myself. 'n Bietjie van die stres is nog steeds by my want ek weet nie hoe die volgende rondes gaan gaan nie, aangesien ek net met 3 ja's weggeloop het vandag. Ek het dit uitgemaak uit my brandbank sessie uit en ek sien julle by die uitdagingsronde. In ons eerste 4 episodes het ons 82 skole reg oor Suid-Afrika besoek. Ons het met meer as 93,000 leerders gesels en die top entrepreneurs in elke skool gevind. En nou is dit tyd om hierdie entrepreneurs te toets op die brandbank. Ek het verwag om baie meer te stres as wat ek doen, maar ek voel eintlik baie rustig. Ek het baie met getalle geleer want ek wou tot op die sent dit kan sê. Die brandbank gaan nie vir my brand nie, ek gaan juicy wees. Okay, Hendrik. Hallo. Hallo. Ons moet bepaal of jy kan deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair en om dit te doen gaan ons jou 'n paar moeilike vrae vra oor jou besigheid om te kyk hoe goed jy jou besigheid ken. Ek dink kom ons begin eers by wat is dit wat jy doen? So ek verkoop gesonde stoffies. Wat is die gemiddelde profit wat jy maak per maand sou jy sê? Ek snoeg net vir 'n maand aan die gang en my profit vir sover en die maand is R2241.04. En wanneer het jy jou besigheid begin? 'n Maand terug? Toe oom na my skool toe kom, toe sê ek soos hoor dis nou, dis nou. Jy weet, ek wou dit nou al so lank doen en dis nou tyd. Okay, ek's bly ek kon jou inspireer om die besigheid te begin. Sê my, hoekom hierdie besigheid? My sussie is allergies vir melk en eier, maar hierdie kan sy eet, so dit dink sy is een van my grootste customers op hierdie stadium. Sy gryp net die yskas uit, dan moet my man hom maar betaal. Wel, dis oulik dat jy iets gemaak het wat jou sussie ook kan eet.
Aan wie verkoop jy almal en waar verkoop jy jou produkte? So Tannie, ek het begin met die hand by die skool, maar ek het nou 'n bietjie begin uitbrei, so ek het by my snippie het ek gereël met die tannie wat daar werk. Toe het ek daar begin verkoop en daar's 'n padstal in Bethal. Ek het nou daar begin verkoop en dan ook by die 2 groot apteke. In 1 maand. Ja, ek het gewoema, oom. Ja, dis hoekom met Boema is. Hendrik is op dit. Hy neem aksie baie vinnig. Ek like dit dat jy kapitaliseer op dit wat jy tot jou beskikking het. When life gives you lemon, make it juicy. Eet jy jou eie voorraad? Ja, dit lyk so. Maar eet jy dit self? Ja. Dit is bietjie moeilik want jy weet elke keer wat jy 'n bar het, is jy net soos daar gaan 20 gram. O, okay, ja. Dit was eintlik nie asof jy gejudge word nie. Dit was meer soos jy weet, hierdie is mense wat vir jou omgee en hulle wil jou net help en jou net help groei en dit was eintlik dit was baie inspirerend. Ek het baie geleer. Hendrik, ek dink ons verstaan nou mooi jou besigheid. Ek dink ons almal glo in jou en dat jy baie woema gaan hê vir hierdie kompetisie. Die enigste probleem is, maak jou besigheid al genoeg geld om te kan byhou by die ander entrepreneurs en ons as beoordelaars gaan nou moet stem of jy kan deurgaan na die volgende ronde van Maak My 'n Miljonair. As ek vir myself 'n punt uit 10 moet gee, sou my punt juicy wees. Hendrik, jy het 3 jaar nodig om deur te gaan na die volgende ronde. En ek moet nou vir jou sê, ek sien hierso jy average, sê jy was nogals baie presies, R2241 per maand. En hierso is ander entrepreneurs wat 40.000, 50.000, 30.000 doen. Entrepreneurs wat al baie geld gespaar het. Jou inkomste, jou wins is nie so groot soos die ander ouens, so is baie moeilike keuse en daar was 'n klas soos ag nee, jy weet. Die kompetisie is ontsettend styf. Ons kan nie almal deursit nie. Moet jy Jesipel, ek like jou. Ek dink nie jy het gemisluk om een van hierdie beoordelaars te oortuig van jou nie. Ek dink almal hierso het ingekoop in jou en jou vermoë en ook in jou besigheid. Dit is 'n ja van my af. Dis 'n ja van my. Dis 'n ja van my. Ja van my af. Hulle almal het ja gesê en dit was amazing om eerlik te wees. Unbelievable. Dis 'n ja van almal. Jy het sommer 5 jaar. Bam, right off the bat. Jy gaan deur na die volgende ronde. Kan nie wag om julle by die uitdagings te sien nie. Ek dink dit gaan juicy wees. Hendrik het al baie gedoen in sy besigheid vandat ek sy skool besoek het. Hy verkoop Woema Health Bars, maar ek dink hy eet al sy eie produkte op want hy het regtig Woema. Julle het die brandbank oorleef. Gee jouself 'n groot handeklap. Hy het 82 skole, 93.000 hoërskoolleerders, 240 entrepreneurs. Het julle nie net die top 60 gehaal nie, maar julle is nou deel van die top 30 van Maak My 'n Miljonair. Gee jouself 'n massiewe handeklap. As jy ooit gedink het in jou lewe dat jy graag jou besigheid wil groter maak, as jy ooit gedink het dat jy meer besigheidsboeke wil lees, as jy ooit gedink het jy wil bietjie harder werk, jy wil bietjie vroeër opstaan en bietjie later gaan slaap, dan is vandag die dag. Nou is die tyd om dit te doen. Nou is die tyd om te double down op hierdie besigheid. Jy het die geleentheid. Jy moet nou net wys dat jy het wat dit vat om die trofee te wen van Maak My 'n Miljonair. Dis nou tyd vir die volgende stap in julle Maak My 'n Miljonair storie. Sien julle by die uitdagings. En so het ons eerste groep dapper entrepreneurs die brandbank aangedurf. Sommige entrepreneurs het die brandbank oorleef. Ander het gebrand. En party het hulle self verras. Maar op die ou end van die dag het elke entrepreneur waardevolle lesse huis toe gevat. Dit is nooit maklik om jou besigheid te verdedig onder druk nie, maar dit wys regtig wie gereed is vir groei. Volgende week is dit die tweede groep hoërskoolentrepreneurs se beurt. Ons het dan leerders van die Vrystaat en die Kaap-area op die brandbank. Gaan hulle beter doen of gaan die brandbank weer brand?
Kan jy al sien watter een van hierdie jong entrepreneurs ons Maak My 'n Miljonair Entrepreneur van die Jaar kompetisie gaan wen? Of moet jy weer volgende week inskakel om nog brawe entrepreneurs te sien op die brandbank? Laat ek my dubbelkortbroekie inpak. Ons gaan Vrystaat toe. Vertel ons 'n bietjie van jou besigheid. Ek gaan vir jou ongelukkig 'n nee van my kant af nie gee. So die laaste stem lê by my. Stres is ek bietjie hoog. En hoeveel van daai 2000 sê jy is privaat? Met die milkshakes, MBL Creations. Moenie dit misloop nie. Elke donderdag aand 8uur, net hier op BATV, DStv kanaal 1. Check hier die spasie. Jo, hierdie een is 'n groot woord. Fasiliteerder. Dit kan kommunikeer. Dan alles af. Well, dankie. Okay. Yeah. Nice. Hulle het vir ons 1 minuut weer. Okay. Dan is dit episode 7.